lyk redelik of die klank daarom mooi deurkom. Ek wil regtig van my en Ina se kant af, wil ek vir julle 'n geseënde Christusfees toewens. Dat dit vir julle 'n mooi dag sal wees saam met julle huisgesinne en vriende en familie waar julle ook al is. Ons het 'n baie slegte jaar beleef, almal van ons, en ons weet nie wat vir ons voorlê nie. Maar julle sal nou vanmôre sien, ek gaan 'n bietjie oor drome praat. Ook met die tema, wat wil jy word as jy eendag groot is? Ek gaan vir ons met 'n gebed begin, en dan gaan ons 'n paar liedjies saam sing, en dan gaan ons, ek gaan julle regtig nie baie lank besig hou nie. Dan gaan ek vir julle so 'n kort boodskap vanmôre gee vir hierdie Kersdag. So kom ons bid saam, kom ons maak ons oë toe, en dan vra ons die Here se seën. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie môre u aangesig mag aanroep, en dat ons in u teenwoordigheid mag wees. Want die woord sê vir ons, waar 2 of meer in my naam saam is, daar is ek by julle. En u sê ook dat u woon onder die lofsange van u volk. En as ons vanmôre gaan sing op hierdie Kersdag, Here, dan wil ons vir u net sê baie dankie, en ons wil u loof en prys, want u is 'n goeie God, en u gee om vir ons, en u sorg vir ons, en u beskerm en bewaar vir ons. My gebed is dat u by elkeen in hierdie Kersgetyd sal stil staan, op hierdie besondere dag, Here, en waar ons ook oor u woord gaan besin, dat u ook vir ons u hart sal deurgee van wat u oor ons dink en hoe u oor ons dink. Here, seën ons so saam, ons loof en prys u in Jesus naam. Amen. Kom ons gaan lekker saam sing. Christo het vir ons 'n paar liedjies opgesit. Kom ons loof die Here. Heilige nacht.
tiny star lights up way up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. A silent wish sails the seven seas. The winds of change echo in the breeze, and the walls of doubt crumble, tossed and torn. This comes to pass when a child is born. A rosy hue settles all around. You've got to feel you're on solid ground. For a spell or two, no one seems forlorn. This comes to pass when a child is born. It's all a dream, an illusion now. It must come true sometime soon, somehow. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when a child is born. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Every good gift and every perfect gift is from above. The dream was real, the Father's love to heal. A broken world, the light that guides within. All across the land dawns a brand new morn. This comes to pass when Christ is born. A silent wish sails the seven seas. The winds of change whisper in the trees, and the wall of doubt crumbles, tossed and torn. This came to pass when Christ was born. For unto us a child is born, to us a son is given. Wir dink ons saam aan daardie nag, die herders en die sterrepraat, die engel wat die boodskap bring, die hemelkoor wat juig en sing. Die Seun van God kom by ons woon, op aarde God se beeld vertoon. Die woord word mens, die hemel
Daar sien dit ons baie lekker gesing en die Here geloof en prys. Ek wil graag begin met 'n klein videoetjie wat ek vir julle graag wil speel wat Christo vir ons opgelaai het. En dit is die verhaal van die 3 klein boompies. 'n Baie ou legende, baie ou verhaal en die analogie daaraan is baie naby aan vanoggend se preek. En dit is, wat wil jy word as jy eendag groot is? Wat is jou drome? As Christo hom vir ons kan speel asseblief. Three little trees stood on the mountaintop and dreamed of what they wanted to become when they grew up. The first little tree looked up at the stars twinkling like diamonds above him. "I want to hold treasure," it said. "I want to be covered with gold and filled with precious stones. I will be the most beautiful treasure chest in the world." The second little tree looked out at the river flowing towards the ocean. "I want to be a mighty sailing ship," it said. "I want to travel dangerous waters and carry powerful kings. I will be the strongest ship in the world." The third little tree looked down into the valley where busy men and busy women worked in a busy town. "I don't want to leave this mountaintop at all," it said. "I want to grow so tall that when people stop to look at me, they will raise their eyes to heaven and think of God. I will be the tallest tree in the world." Years passed. The rains came, the sun shone, and the little trees grew tall. Then, one day, 3 woodcutters climbed the mountain and saw the 3 tall trees. The first woodcutter looked at the first tree and said, "This tree is beautiful. It's perfect for me." With a swoop of his shining axe, he cut down the first tree. "Now I shall be made into a beautiful treasure chest," thought the first tree. "I shall hold wonderful treasure." The second woodcutter looked at the second tree and said, "This tree is strong. It's perfect for me." With a swoop of his shining axe, he chopped down the second tree. "Now I shall sail mighty waters," thought the second tree. "I shall be a strong ship fit for kings." The third tree felt its heart sink when the last woodcutter looked its way. The tree stood straight and tall, pointed bravely skyward toward heaven, but the woodcutter never even looked up. "Any tree'll do for me," he muttered, and with a swoop of his shining axe, the third tree fell down to the ground. The first tree rejoiced when the woodcutter brought it to a carpenter's shop, but the busy carpenter was not thinking about treasure chests, gold, or jewels. Instead, he used his work-worn hands to make the tree into a feed box for animals. The once beautiful tree was not covered with gold or filled with jewels and treasure. It was coated with sawdust and filled with hay for hungry farm animals. The second tree smiled when the woodcutter took it to a shipyard. But no mighty sailing ships were made that day. Instead, the once strong tree was chopped up and hammered into a small fishing boat. Too small and too weak to sail on an ocean, or even a river, it was put into a little lake. Every day, simple fishermen got on board and filled him with loads of dead, smelly fish.
The third tree was confused, for the woodcutter cut him into strong beams and just left him in the lumberyard. What happened? The once tall tree wondered. All I ever wanted to do was stay on top of the mountaintop and point to God. Many days and nights passed, and the three trees nearly forgot their once precious dreams. Then, one night, golden starlight poured over the first tree as a young woman placed her newborn baby in the feed box. "I wish I could make a cradle for him," her husband whispered. The mother squeezed his hand and smiled as the starlight shone on the smooth and sturdy wood. "This manger is beautiful for our little Jesus," she said. And suddenly the first tree knew it was holding the greatest treasure in the entire world. One evening, years after that, a tired traveler and his 12 friends crowded into an old fishing boat. The traveler fell asleep as the second tree quietly sailed out into the lake. Soon a thundering and thrashing storm arose. The other men in the boat started screaming in fear that they would all perish. The tree shuddered. It did not have the strength to carry so many passengers safely through the wind and rain. The tired man awakened. He stood up, stretched out his hand, and said, "Peace." The storm stopped as quickly as it had begun, and suddenly the second tree knew it was carrying the real king, the King of heaven and earth. A little later, on a Friday morning, the third tree was startled when its beams were yanked from the forgotten woodpile. It flinched as it was carried through an angry, jeering crowd. The tree couldn't believe it when soldiers nailed a man's hands to it. The tree felt ugly and harsh and cruel. But on Sunday morning, when the sun rose and the earth trembled with joy beneath it, the third tree knew that God's love had changed everything. It had made the first tree beautiful as all the treasures on earth. It had made the second tree strong, stronger than all kings put together. And every time people thought of the third tree, they would think of God, the greatest treasure, the mightiest king, and the Lord of lords. That was better than being the tallest tree in the world. Ek hoop julle het ook hierdie pragtige verhaal geniet en dat dit vir altyd by jou sal bly, hierdie verhaal en drome van hierdie 3 klein boompies. Ons het net een skrifgedeelte vandag en dit kom uit die woord van die Here uit Efesiërs 5 vers 16. As jy die hele Efesiërs 5 gaan lees, dan is dit wat die Here vir ons boodskap gee oor hoe ons moet lewe. Wat is dit om verkeerd te lewe, om verkeerd te droom, en wat is dit om mooi te lewe en mooi te droom, en dan ook hoe die Here daaroor voel. Maar Efesiërs 5 vers 16, min of meer in die middel van hierdie teksgedeelte, sê die volgende: En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Ek wil vanmôre met julle praat, na aanleiding van hierdie verhaal, hierdie video, oor die onderwerp: wat wil jy graag word as jy groot is? Wat wil jy doen as jy eendag groot is? Almal van ons het nou al hierdie vraag in ons lewe gehoor.
Toe jy klein was, het hulle vir jou gevra, wat wil jy graag word as jy groot is? En elke keer as ek byvoorbeeld na klein kindertjies, veral in kleuterskole, luister en hulle antwoorde oor wat wil hulle graag eendag word, dan sit dit so 'n glimlag op 'n mens se mond en dit plaas so 'n warmte in jou hart. As ek eendag groot is, het ek eendag 'n klein seentjie hoor sê, gaan ek 'n olifant wees. Nou baie van die kindertjies sê, ek wil graag 'n mamma of 'n pappa wees. 'n Oorgrootste meerderheid van kinders sal vir jou sê, ek wil graag 'n juffrou of 'n meneer of 'n dokter of 'n ingenieur wees. En wie van ons sal nie vergeet toe ons klein was, en nou gee ek ook my ouderdom hier weg, van Groenie die draakie wat 'n brandweerman wil geword het. Groenie die draakie het gesê, hy wil 'n brandweerman word. Baie wil graag groot hoogtes bereik en ruimtevaders word. En in hierdie week het ek ook 'n jong seentjie hoor sê die volgende toe hulle vir hom vra, wat wil jy graag word as jy eendag groot is? En toe sê hy die volgende, ek wil graag 'n boomsnyer word. Nou vra die juffrou vir hom, 'n boomsnyer, wat wil jy met 'n boomsnyer? Toe sê hy, ek wil graag bome afsag met 'n kettingsaag om papier te maak, sê hy. Nou hier voor my sit ook 'n jong 24-jarige, amper 25-jarige jong seun, my eie seun. En toe hy klein was, het ons vir hom gevra, wat wil jy graag word, Boeta? En toe sê hy wil graag 'n tikker word. Want hy het iemand gesien eendag tik op 'n rekenaar, hy wil graag 'n tikker word of 'n tik op 'n foon. Nou kinders kan ure lank droom oor wat hulle gaan wees as hulle groot is. En jy het ook miskien gedroom, wat wil jy graag wees as jy groot is? Ek het eendag gelees waar iemand sê, what if you wake up someday and you are 65 or 75 years old and you never got your memoir or novel written? Wat as jy eendag wakker word en jy sê vir jouself, ek kon nooit my drome bereik nie, ek wou gereis het, ek wou die wêreld gesien het, of ek wou graag op 'n koraalrif geduik het, of ek wil graag valskerm gespring het, of wat dit ook al mag wees. Hierdie verhaal van die 3 boompies is 'n verhaal van drome en die werklikheid baie jare later. En so is dit ook met ons lewe. Ons het drome toe ons klein was, en baie van ons drome, as ons nou daarna kyk, het nie regtig uitgewerk nie. Dit kan wees in 'n huwelik, dit kan wees in 'n verhouding, dit kan wees in 'n werk wat ek nou in vasgevang is, dit kan wees in 'n kerk of wat dit ook al mag wees. Niemand ken die toekoms nie. Niemand weet wat gaan gebeur in die toekoms, oor hoe jou pad gaan loop en waar ek en jy gaan opeindig nie. Ek het eendag, baie jare terug, het ek op die Goli 'n jong ouetjie hoor sê die volgende woorde, en dit het altyd by my bygebly. Life is unfair. Verwag 'n klap. Daar gaan definitief 'n klap, een of ander tyd in jou lewe kom. Verwag 'n klap, want die lewe is onregverdig. Die Bybel sê vir ons, koop die tyd uit, want die dae is boos. Hierdie verhaal vertel vir ons van verspeelde kanse. Iemand het eendag gesê, doen vandag wat jy eendag op jou sterfbed gaan wens jy het gedoen. Want daardie dag gaan kom. Die dag wat ek en jy gaan terugkyk op my lewe, op ons lewe en my lewenspad, en waar ons gaan besin oor alles wat ons in hierdie lewe gedoen het. Koop die tyd uit,
want die dae is boos, sê die Bybel vir ons. Het ek my bestemde pad gestap, sal ek vra. Het ek my drome nagejaag? Het ek dit waar gemaak? Het ek my drome bereik? Het ek alles gedoen wat ek in hierdie kort tydperk of leeftyd op aarde vir myself beloof het, ek gaan doen? Want daar is so baie dinge wat ek nog wil doen voor daardie dag uiteindelik aanbreek. Kyk 'n bietjie terug in jou lewe. Dink 'n bietjie terug. Wat sou jy graag wou verander het? Wat se drome het jy gehad? Wat se wense het jy gehad? Wat sou jy graag wou vandag aanspreek of verander het in daardie tyd? Miskien sou jy een of ander weldoener wou ontmoet het wat jou lewenspad verander het, wat jou geloofspad verander het. Ek onthou dit so baie goed. Ek was in my 4de jaar op universiteit en ek het op 'n stadium in my lewe gekom wat ek nie geld gehad het nie. En ek wou nie my ouers vra nie, want hulle het self ook gesukkel en hulle het al so baie vir my gedoen. So ek wil nie aan hulle deur geklop het nie, en ek was een aand was ek baie kwaad geweest. Ek was kwaad vir die Here en ek was kwaad vir die lewe geweest, en ek onthou ek het daar in my koshuiskamer gesit. En ek het die lig afgesit, ek het daar in die donkerte gesit. En ek het sommer net met die Here begin te praat, en ek het beklei met die Here, en ek het gesê, Here, hoekom? Hoekom? Ek het niks, ek het nie eens geld om tandepasta te koop nie. En ek moes 'n baie belangrike handboek gekoop het vir 'n eksamen wat ek oor 2 dae sou geskryf het. En ek het nie die geld gehad om daardie handboek te koop nie. En terwyl ek besig was om met die Here te beklei en hier in my siel te vroeg, hoor ek 'n geskuifel by my koshuisdeur. En ek staan op en ek is nog kwaader, want wie durf my nou hier pla in my ou toestand waarin ek is? En ek sal dit nooit vergeet nie, ek het die koshuisdeur oopgemaak en daar was 'n ligleegte, daar was niks. En ek het in die linkerkant van die gang afgekyk en daar was niks. En ek het in die regterkant van die gang afgekyk en daar is niks. En iets sê vir my, ek moet afkyk grond toe. En toe ek afkyk grond toe, toe lê daar 'n spierwit koevert. En toe ek die koevert optel, toe was daar R300 se 10 rande in daardie koevert. En ek is vandag 55 jaar oud, en ek weet tot vandag toe nie wie daardie weldoener was, wat vir my daardie geld gegee het. Miskien was dit 'n engel wat die Here gestuur het, miskien het die Here met 'n kind van hom gepraat, maar ek sou graag daardie weldoener wou ontmoet het, en vir daardie weldoener gesê het, baie dankie, jy het my geloof in God herstel, want op daardie stadium was ek baie ongelowig geweest. Jy het my gebed, wat ek gebid het, tot die Here, jy my gebed beantwoord, en dat ek tot vandag toe weet, dat die Here beantwoord gebede. Miskien wil jy ook vir iemand dankie sê, wat so iets in jou lewe gedoen het. Miskien was daar op jou pad ook 'n ou tannie Fanny gewees, wat die kinderkraans juffrou was, toe jy baie klein was, en sy jou, naas jou moeder, aan Jesus voorgestel het, en al die storieetjies, wat sy vir jou vertel het, en die liefde en die drukkies. Miskien sou jy tannie Fanny wil ontmoet het, vandag en vir haar gesê het, Tannie, jy het goeie werk gedoen. Want kyk, vandag is ek al vir 34 jaar lank 'n predikant op grond van dit wat jy in my lewe ingeploeg het. Miskien jy het droom soos ek
om die heilige land te besoek. Ek was al oor see gewees. Ek het al die hele Europa gesien. Maar daar is een groot begeerte, een groot droom by my nog al die jare, en dit is om die heilige land te besoek, om daar in die voetspore van Jesus te gaan loop, waar hy geloop het, waar hy gewerk het, wat hy gedoen het. En na 34 jaar as predikant wat jy 'n bietjie van 'n agtergrond het oor die Bybel en die Bybelgeskiedenis, om regtig te gaan sien daar waar die heiland eens op 'n tyd gewerk en gesterf en opgestaan het. Miskien wil jy ook die heilige land gaan besoek het, maar daar was nie geld of tyd of die omstandighede is nie reg nie. Miskien wil jy vir jouself sê, ag, as ek maar net die beste juffrou of die beste meneer was. Want ek het 'n passie vir kinders en ek het 'n passie vir mense en ek wil graag kinders in hulle self laat glo. Dit is my droom sodat hulle ook kan droom en weet wat hulle in die lewe kan maak en doen. Om vir mense te kan sê, jy kan, moenie moedeloos wees nie. Miskien sit jy vandag hier as 'n pa of 'n ma en jy vra vir jouself, ag, waar het ek gefaal in die lewe? Wat het ek verkeerd gedoen? Ek wil so graag, my droom was om die beste pa en die beste ma te wees. Dit laat my dink aan daardie Facebook 'n verhaaltjie wat ek ook so 'n paar weke terug gelees het. Hoeveel eensame ouers sit daar nie vandag op hierdie Kersoggend en hulle kinders het van hulle vergeet en hulle kinders is nie daar nie. En hierdie verhaaltjie sê van 'n pa wat sy oudste seun bel en vir hom sê, seun, ek wil net vir jou sê dat ek en ma het na 45 jaar van getroude lewe besluit om te skei. Ek is moeg vir haar. Sy jap, die hele dag. Sy praat vir my mal, sy bestuur vir my terwyl ek net die stuurwiel vashou. Sy snork in die aande. Ek is nou moeg daarvoor. Ek en jou ma het besluit om te skei na al die jare. En die seun sê toe vir sy pa, wow, wag nou. Wat gaan aan? Wat is fout? Moenie oorhaastige besluite maak nie. Ek gaan vir sussie bel en ons gaan 'n plan maak om daar by pa uit te kom. En hy bel toe ook sy sussie en hy sê, jong, daar's groot probleme by pa en ma. Pa wil skei. En die sussie bel vir die pa en sy is baie kwaad. Sê, pa, maar hoe kan jy dit doen? Wil jy nou al daardie jare wil jy nou weggooi? Moet asseblief nie 'n besluit maak nie. Ek gaan vir ons ander boetie bel en ons is op pad daarna toe, dan kan ons sit en gesels. En toe sy die foon neersit, toe sit die pa ook die foon neer en hy kyk so na sy vrou. En hy sê vir haar, liefie, moenie worry nie, die plan, die probleem is opgelos. Die kinders kom vir Kersfees en hulle betaal ook vir hulle eie petrolgeld. Miskien is dit 'n plan wat jy ook wil maak as 'n eensame ouer. As jy vra, waar het ek in die lewe verkeerd gegaan? Miskien wil jy teruggaan en gaan regmaak wat jy verkeerd gedoen het, want ons almal doen verkeerde dinge. Miskien het jy 'n skerp, skellende, kwetsende woord vir iemand gesê en daardie persoon afgebreek in die lewe, of miskien het jy iets aan iemand gedoen wat daardie persoon se vertroue in mense geskaad het. Miskien wil jy gaan regmaak wat jy verkeerd gedoen het. En ek kan jare praat oor verspeelde kansse en drome en die tyd wat nie uitgekoop is nie, want die wêreld is boos. Miskien sit jy vandag hier en sê, ag, as ek maar net meer gedraf het, as ek maar net bietjie fikser was, as ek miskien net die belangrikheid van goeie gesondheid besef het, toe ek 'n jong rugby speler of 'n valskermspringer of ek in my jong dae dinge gedoen het wat ek nie gedink het oor hoe dit my gaan affekteer
op my ou dag nie. Of miskien sit jy vandag hier en jy sê, ag, as ek miskien net gedroom het en gewens het die belangrikheid van hoe om lief te wees vir myself. Want baie mense vandag het 'n identiteitskrisis en 'n identiteitsprobleem en hou nie van hulle self, van dit wat hulle in die spieël sien nie. En dit laat my ook dink aan daai verhaaltjie van die ou oom wat ook baie jare met sy vrou getroud was en toe gaan hy na 'n prokureur toe en hy sê vir die prokureur, hy sê ek wil skei. En die prokureur sê vir die oom, hy sê oom, wag, is daar probleme? Nee, sê die oom, daar is nie probleme nie. Hy is net na al die jare getroud met hierdie vrou en hy het nou net genoeg gehad. En die prokureur sê, oom, maar wat se verweer gaan ons in die hof dan nou gee oor hoekom oom wil skei? En die oom sê vir hom, boetie, hy sê 45 jaar terug, toe ek daar met hierdie vroutjie van my daar voor die dominee, voor die kansel gestaan het op ons troudag, het die dominee die volgende woorde vir ons gevra. En kom ons sê nou maar, die oom se naam is Sarel, en hy sê, Sarel, vat jy hierdie vrou aan jou linkerhand, aan wie se hand jy nou vashou, neem jy haar as jou wettige vrou? Hy sê, en ek het ja gesê. Hy sê, maar na 45 jaar is dit nie meer dieselfde vrou nie, want sy is 80 kilogram, is sy swaarder, en sy plooie en krake, en sy lyk soos 'n pruim, en sy jep, die hele dag lank, dis nie dieselfde vrou met wie ek getroud was nie. Miskien voel jy so vandag, oor jou eggenoot of eggenote, en miskien voel jy nie goed oor jouself, as jy vir jouself in die spieël kyk nie, want onthou, om vir jouself lief te wees, is 'n proses. Dit vat baie jare van selfmotivering, om daar voor die spieël te sê, wow, maar jy is 'n oulike ou, hoor. En al kyk jy na daai boepie, en al kyk jy na daai bles, om te sê, wow, jy is uniek. Jy het nou wel miskien nie 'n 6-pack nie, maar jy het 'n 10-pack wat verpak is in 'n Spens. Ek het 'n vriend wat daar by die skool is, en elke keer dan as hy my sien, dan sê hy vir my, noem my oom Doom. Dan sê hy vir oom Doom, jy met daai haarkapper van jou fire, want hy het een hengse hap in jou hare gesny. En as ek nie goed voel oor myself, of lief voel vir myself nie, kan dit vir my nogal baie sleg wees, as ek nie 'n goeie selfbeeld het nie. Die lewe is ondraaglik, as jy nie lief is vir jouself nie. Miskien het jy verkeerde keuses gemaak, en het jy nie genoeg aanvaarding of inoefening gedoen, om vir jouself te lief te wees nie. Miskien het jy daai begeerte vanmôre, of daai droom of wens, om te sê, ag, as ek maar net meer uitgereik het na arme mense, as ek net meer mense bewus gemaak het, oor die boosheid van die wêreld, en dat daar 'n uitkoms is, of jy sal sê, as ek net meer mense vertel het van God, en dat daar vir hulle hoop is, vir hulle sê daar is hoop in Jesus Christus, as ek net 'n verskil kon gemaak het in meer mense se lewe, want ek weet, en ek glo dat liefde kan die wêreld 'n mooier plek, en kan die wêreld heel maak. Ek wil vir jou vra nou, op hierdie oomblik, hoe het jy gedroom? Wat wou jy graag geword het, toe jy klein was, en het dit verwesenlik? En as dit nie verwesenlik nie, wat dan nou? Ek wil vir jou sê, nou, al is jy 65 of 75 of 40, maar jy gaan nie eens op 75 dood, en jy is morbied, en die wêreld pla vir jou, en jy het nie meer vreugde nie. Moenie dat dit gebeur nie. Moenie jou drome
in die wind weggooi nie. Kies vandag 'n nuwe rigting. Kies vandag 'n rigting waarby jy graag wil eindig. Waarby jy nie omgee om te sê, ek wil graag daar eindig nie. Mik daarvoor. Die spreekwoordelike shoot the moon. Skiet na die maan en sê, dit maak nie saak hoe ver die maan is nie, ek het daai droom om wel die maan te tref met hierdie skoot wat ek in die donkerte afvuur. Daar's 'n woordjie wat sê guts, om die guts te hê om iets te doen. Hou op om uit te stel. Brand daai mooi kersse wat jy vir 'n spesiale geleentheid hou. Gebruik die goeie linne. En ook by wyse van spreuke, drink daardie duur versamelaars wyn nou. Moet nie wag vir 'n geleentheid of 'n dag waarin jy dit wel kan oopmaak nie. Moenie aanhou wag vir die spesiale geleentheid nie. Moenie wag om eendag jou ideale lewe te begin en te leef nie. Die lewe is nou. En ek wil graag afsluit met hierdie gedagte. Wat ek wel weet, is dat ek eendag op my sterfbed wil lê en weet die volgende. En ek het 'n grafskrif eendag gesien. Terwyl ek iemand begrawe het ek so na die grafstene gekyk. En op een van hierdie grafstene was die volgende grafskrif gewees van iemand. En ek sou graag dit op my sterfbed eendag wou sê. I lived, I loved, I was loved. I lived, I loved, I was loved. Dalk kom ek en jy nooit by ons drome uit nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, hierdie verhaaltjie wat ons gehoor het, God se planne oortref in elk geval alles wat 'n mens ooit oor kan droom. En dit is my boodskap, my Kersboodskap vir julle in hierdie dag. Mag die Here vir julle seën. Mag die Here vir julle 'n wonderlike dag saam met julle familie gee. Mag dit vir julle 'n Christusfees wees. En dankie vir die voorreg dat ek ook en Ina ook deel van julle lewens kan wees en dat julle ook deel van ons lewens kan wees in hierdie tyd wat ons mekaar al ontmoet het en 'n pad geloop het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in hierdie môre vir U kan sê, maak nie saak wat ons drome is nie, maak nie saak wat ons graag wou geword het en dit het nie verwesenlik nie. Nou is wat belangrik is. Want U planne vir ons is goeie planne. Planne van voorspoed, planne van vrede. Here, U woord het vir ons soveel beloftes. Gee dat ons weer opnuut lief sal raak vir onsself en weet dat ons uniek is in U oë en dat daar niemand is soos ek nie. Dat daar niemand in hierdie wêreld is. U het ons wonderbaarlik geskape. En dat U ons lewensdae ken op hierdie aarde en dat ons die tyd sal uitkoop want die dae is boos. Dankie dat U ons drome verwesenlik, Here, en dat ons 'n keuse het om 'n verskil in ander mense se lewens te maak nou, om 'n nuwe rigting in te slaan, om die guts te hê om ons drome wat ons nog altyd wou gehad het uit te leef, om ander mense te bereik, om arme mense en mense wat swaar kry te bereik, om goed te doen. Here, ek vra dat U elkeen van ons sal seën, saam met ons families en vriende. Ek vra dat U by elkeen sal wees wat niemand het vanmôre nie. En dat U daar by elkeen ook U hand van liefde, U arm, U warm hart vir hulle sal omhels. Seën elkeen vanmôre in die naam van Jesus Christus. Amen.
Baie dankie dat julle na my geluister het. En Dankie, vrede, pastoor. en vrede vir elkeen van julle. En as julle daai gammon eet, en dit is lekkerder as die gammon wat ek hier by my maale gaan eet, mag dit nie in julle kele vassit nie, en mag julle lekker vet word. Ek het ook gebid dat al die kos wat ons vandag eet, het geen kalorieë in nie en sal niks vet maak nie. Ek hoop oom het baie mooi daarvoor gebid, oom en dit uitgespreek. Ja, ek spreek dit uit. Maar vrede vir julle, Christo, ek weet nie of jy vir ons 'n laaste lied het nie, en dan spreek ek die seën van die Here oor julle uit, en dan kan ons lekker gaan Kersfees hou. Ja, ek het so 'n liedjie wat ons maar net kan sit en kyk, Gerard. Baie dankie jou Christo, hoor, en dankie vir jou insette ook in hierdie mooi geleentheid vanmôre, hoor. Ja, En jou male ook. Baie dankie. Dankie vir die mooi boodskap, Gerard. Dit was baie mooi. Angels from the realms of glory, wing your flight o'er all the earth. Ye who sing creation's story, now proclaim Messiah's birth. Gloria, Gloria.
Dit was pragtig, Asai. dankie Christo. Ja, is baie mooi, né? En mag die genade van die Here, God ons Vader, die liefde van Jesus Christus ons Here, en die kragtige gemeenskap van die Heilige Gees by julle elkeen wees en bly totdat die Here vir ons kom haal. Mag julle 'n pragtige, mooi, wonderlike dag hê. Baie dankie Gerard. Dankie, Gerard. Seënde Baie Kersfees dankie vir ook. almal. Dankie oom Gerard. Geseënde Asai. Kersfees almal. Geseënde Kersfees vir julle Dankie, almal. geseënde Dankie almal. Kersfees. Geseënde Kersfees, Dankie. lekker eet. Dankie Dankie julle ook. Dankie julle ook. Ons het klaar geëet. Julle klaar geëet, maar julle mag Ja, nog weer 'n nee. keer eet, hoor. Jy mag nou gaan pudding eet, Bob. Ja, julle het al 'n dag voor ons Kersfees gehad, né? Ja, dit is so. Maar Dis ag, vir ons hoop julle het 'n geseënde dag en julle moet dit baie geniet saam met die familie. Baie En, dankie, Tannie Babs. Onthou, ek is baie lief vir julle, hoor. Ek het al so gewoond geraak aan hierdie naam Gerard, dat ons mis dit as dit nie daar is nie. Baie dankie. Dankie julle. Julle. Sien ek Kersfees, totsiens. Lekker dag vir julle almal. En julle. Bye. Lief jou Joey. Jou Babs. Okay, bye.